Hallo en welkom. Vandag spring ons reguit by die kern van wat dit beteken om 'n grondslagfase onderwyser te wees. Ons gaan die sleutelkonsepte van die Literacy Afrikaans Home Language 2 module, spesifiek les 1, uitmekaar haal. Hoekom? Sodat jy 'n rotsvaste fondasie kan bou vir jou hele onderwysloopbaan. Reg, kom ons skoop af met 3 fundamentele vrae. En hierdie is nie sommer net enige vrae nie. Dit is die vrae wat jou elke dag in die klaskamer gaan lei. Word geletterdheid suksesvol ontwikkel? Wat is die struikelblokke? En die belangrikste een, hoe kan jy 'n verskil maak? Hou hierdie vrae in jou agterkop soos ons aangaan. So, hier is ons plan van aksie vir vandag. Ons begin by die groot prentjie, hoekom dit so belangrik is. Dan duik ons in die tegniese goed, die boublokke van taal. Daarna kyk ons na jou rol in die klas en ons sluit af deur alles bymekaar te bring om te sien hoe jy die een is wat 'n regte verskil maak. Goed, eerste deel, hoekom is hierdie so krities? Wel, die antwoord op daai vraag het 'n massiewe lewenslange impak op 'n kind en op die ou end op ons hele samelewing. Die insette is regtig hoog. As geletterdheidsvaardighede iewers langs die pad verlore raak, skep dit 'n verwoestende siklus. 'n Kind wat sukkel om te leer, word 'n volwassene met minder werksgeleenthede. En daardie volwassene word dan 'n ouer wat sukkel om hulle eie kind te help. Sien jy die patroon? Dis 'n bose kringloop wat potensiaal van een geslag na die volgende kan smoor. Maar, en hier is die goeie nuus, geletterdheid is die sleutel dat daardie siklus breek. Dis die engine vir positiewe verandering. Soos jy hier kan sien, is dit direk gekoppel aan alles van persoonlike bemagtiging tot gemeenskapsontwikkeling. Geletterdheid is nie net 'n vaardigheid nie, dis 'n superkrag. Reg, tweede deel. Om daai negatiewe siklus te breek, het jy die regte gereedskap nodig. En jou gereedskapskus begin met 'n diepgaapige begrip van taal self. Dis presies wat les 1 vir jou gee, daai fundamentele kennis. Nou, hierdie lys van leeruitkomstes, moenie dit net as 'n lysie nie. Sien dit as jou persoonlike padkaart. Elke punt is 'n stap wat jou nader bring aan die tipe onderwyser wat jy wil wees. Een wat effektief en selfversekerd is en wat 'n werklike impak kan maak. So die krusiale punt hier is, jy kan nie geletterdheid vir iemand leer as jy nie selftaal ten volle verstaan nie. Dis hoekom les 1 hierdie hele begrip opbreek in 3 sterk pilare. Kom ons kyk vinnig na elkeen. Eerste pilaar, taalkonsepte. Dink hieraan as die absolute basiese reëls van die spel. Dis die idee dat gesproke woorde neergeskryf kan word, dat sinne van links na regs lees, daai tipe goed. Dis die fundament waarop alles gebou word. Volgende het ons die eienskappe van taal. Wat maak taal so spesiaal? Dink bietjie daaroor. Met taal kan ons oor gister praat of planne maak vir môre. Ons kan selfs oor dinge praat wat glad nie bestaan nie. Dis hierdie abstrakte krag wat taal heeltemal uniek maak. En die laaste pilaar, die funksies van taal. Ons gebruik dit nie net om inligting oor te dra nie, glad nie. Ons gebruik taal om te ooreed, om te troos, om vrae te vra, om stories te vertel. Dis die instrument waarmee ons hele wêreld bou en ons verhoudings vorm. Goed, derde deel. Nou het ons die boublokke. Maar hoe vat ons hierdie teorie en laat dit werk in 'n besige klaskamer vol kinders? Hoe lyk dit in die praktyk? Hier is waar jy inkom. Jou rol is soveel meer as om net die kurrikulum te volg. Jy is 'n waarnemer, 'n speurder. Jy is op die voorste linie van elke kind se taalontwikkeling en dit is jou oog wat die verskil kan maak. En dit bring ons by hierdie uiters belangrike vraag. Ek wil hê jy moet regtig hieroor dink. Hoekom is dit so kritiek om 'n probleem vroeg raak te sien? Want hoe langer jy wag, hoe groter word die agterstand. Vroeë intervensie gee 'n kind 'n vegkans en kan hulle hele opvoedkundige pad verander. Op die ou end is dit waarna jy streef. Hierdie kontrolelys is die brug tussen wat jy in die boeke leer en wat jy in die klaskamer doen. Dis hoe jy van weet na doen beweeg en dit is waar die magie gebeur. Reg, laaste deel. Kom ons bring alles nou bymekaar. Want hierdie is nie net teorie of 'n klomp take nie. Dit gaan oor die ongelooflike krag en verantwoordelikheid wat jy as 'n opvoeder in jou hande hou. En so, hier is ons weer, terug by daardie laaste kragtige vraag van die begin af. Gewapen met die kennis van les 1, is jy nie meer net 'n toeskouer nie. Jy is nou 'n aktiewe agent van verandering. Jy het die insig om 'n wesenlike, tasbare verskil te maak. En dit, op die ou end, is jou missie. Deur hierdie fundamentale konsepte te bemeester, gee jy nie net vir 'n kind leeslesse nie. Jy gee vir hulle 'n sleutel. 'n Sleutel wat heel nuwe wêrelde kan oopsluit.
So die vraag is nie net hoe kan jy 'n verskil maak nie, maar eerder watter wêrelde sal jou leerders ontdek danksy jou?